Welkom terug by Goeiemôre, Good Morning. Rosabel Klassen is die dogter van die bekende akteurs Niels en Eloise Klassen, maar sy het onlangs die familiebesigheid betree toe sy die rol losgeslaan het van Hannah, die pleegdogter van Naomi en Louis in die gewilde seepie Binnelanders. Ek gesels nou met Rosabel en Eloise. Julle twee baie welkom by Goeiemôre, Good Morning. Dankie. Rosabel, hoe het dit gebeur dat jy hierdie rol gekry het in Binnelanders? So, ek het baie al audisie vir Binnelanders, vandat ek soos in graad 1 was. Okay. Vir hele lewe lang. Ja, en toe? En, want ek het altyd my ma op Binnelanders gesien, en dit was net iets wat ek altyd, ek wou dit nog altyd gedoen het, vandat ek my ma op dit gesien het. En elke keer as ek het nie gekry het nie, was ek nogal ongelukkig. Maar ek het geweet dat dan die volgende keer gaan ek nog harder probeer. En toe kry ek dit. En nou is jy hier. Eloise, wat is die gevoel vir jou en vir Niels as julle kyk hoe goed sy doen op hierdie jong ouderdom as akteur? Ons het nog altyd geweet sy is beter as ons al twee. Maar nou die aand het ons die episode gesien waar sy op Naomi se skoot gaan lê. En ek en Niels het so gesit en huil toe ons vol gekyk het. Dit is net so, dis lekker om te sien dat sy self vlieg. Want sy doen alles self. Ons het so 'n bietjie gehelp in die begin en vir haar ons 'n bietjie touwys gemaak en so aan. Maar alles is sy. So dis vir ons baie lekker. Ons is baie trots op haar. Ja, ek net so. Is dit vir julle makliker om te sien hoe sy haar eie weg baan in die vermaaklikheidsindustrie, omdat dit is die familiebesigheid. Julle weet wat is die uitdagings, wat maak dit lekker. So kan julle vir haar 'n bietjie touwys maak in terme van wat die struikelblokke soms kan wees. Wel, ons kan probeer, maar die teleurstelling elke keer as jy nie die rol kry nie, die uitdagings is elke keer 'n klein bietjie anders en jy moet jouself daarin manage. Ja. So dit is nog ons groot leerskole vir haar op 'n baie jong ouderdom. Ja. Maar ja, ons is daar, ons is die vangnet, ons is daar maar vas te hou. Ja. Hoe is dit vir jou om met die Annie Swigelaar en Germant Geldenhuys te werk? Ag, dit is vir my baie lekker. Hulle is so vriendelik met my en hulle help my reg. En ja, alles net so great met my en hulle help my regtig. Soos al weet ek nie soos wat die terme is nie. Of hulle sê, okay, miskien moet jy eerder hierdie doen volgende keer en dan sal dit nog beter gaan. En daar's natuurlik baie om te leer, want ons vergeet, al is jy so talentvol, jy is nog baie jonk. So alles is 'n leerproses. Wat sê die mense by die skool? Wel, ek dink daar's nou seker 10 mense wat nou eintlik Binnelanders kyk net om vir my te sien elke aand. En dit is vir my nogal lekker, want ek het nou gesien, daar's mense wat eintlik soos omgee. Jy's nou op TV, hoe great is dit vir jou? Hoe great is dit nie? Ek kan nie vir jou sê nie. Eloise, jy het jou eie kinderagentskap, Ellie Belly. Verduidelik bietjie wat behels dit? So dit werk maar dieselfde as 'n agentskap vir professionele akteurs. Ek doen audisies en dan soos wat die briefs inkom, stuur ek dit uit aan die kinders en as ouers gelukkig is met die produk en die projek en so, dan gaan hulle vir die audisies en dan is dit maar dieselfde proses. So dis interessant om te sien hoe kinders net dit so maklik vat. Ja. Beter as ons groot mense. Ja. Hulle vloei net saam met die rivier en dit is verskriklik lekker om dit te sien, veral as die ouers ondersteunend is. Ja. Want op die einde van die dag is dit nou maar hulle wat hulle so toe vat en tyd self opoffer. So groot opoffering vir ouers. Ja, dit werk maar dieselfde. So, wat is jou raad as jy nou agterkom, my kind het talent? Wat sal jy sê vir ouers, nie net as agentskap-eienaar nie, maar ook as 'n ouer met talentvolle kinders? Hier's net die eerste klein Klassen wat ons nou ontmoet. Daar's nog ander wat ook goeie akteurs is. Ja. Wat is jou raad vir ouers? Ek sou sê wees net ondersteunend. Ja. Moenie te hard druk nie. Want ten spyte van die feit dat talent baie exciting is veral vir 'n ouer, is dit nie noodwendig altyd die regte ding nie. En so partykeer jy as ouer voel hierdie is die regte, hierdie is die breek, en dis nie vir jou kind nie. So dit gaan net oor om die hele tyd bewus te wees van waar jou kind is, waar hy of sy lê, hoe ver jy kan druk
En onthou as jy te hard druk mag hulle dalk net gaan. Okay, ek's uit. En dan gaan hulle onmiddellik terug staan. Rosabel, jy is ongelooflik talentvol en dit was so lekker om met jou en jou mamma Eloise te praat. Dankie dat julle by ons aangesluit het vanoggend. Ag, dit was baie lekker, dankie. Hou maar die talentvolle Rosabel dop op Binnelanders en die res van die baie talentvolle Klasen gesin. Maar intussen gaan ons gou kyk hoe Pieter met daardie stoel vorder. Luister, ek moet daarom net vir julle sê, Ros, dis lekker cool hier buite, maar ons is nou al warm gewerk. Hanu van, hy is die furniture foodie soos ons hom ken, het my nou al die triks gewys en ons het nogal gewikkel, hoor. Kyk nou net hier, jy kan sommer sien. Die sponsies is weer lekker. Hierso is harde werk ingesit, dis nuwe spons hier op. Hierso kan jy sien. Ja, die rekke is mooi vervang. Dis hoe hy moet wees. Ons het nuwe piping hier voor ingesit. Maar hierdie is die harde werk. Paradise, now you're working, papa. Hier gebeur die dinge nou. Om hierdie ouetjie so lekker styf te trek dat hy nou nie 'n dingetjie in is nie. Hoorie, wat doen julle nog alles daar by die furniture foodie? Man, die beste om te verduidelik is soos as jy na hierdie stoel kyk. Enigiets aan hierdie stoel kan ons regmaak. Ons bou hulle van voor af. En as jy wil ons net vir jou spons insit, net rekke insit, net vir jou lap opsit, Kan jy dit ook doen? net die pote doen, ons kan vir jou Ja. enigiets doen. Ek moet sê hier is 'n sinnelike kleur en ek weet nie, jy moet maar die rekening stuur dat ons hierdie stoeltjie laat agterbly. Jy weet, hy gaan vir my lekker werk daar in die studio lê. Ja, is reg. Wat sê vir mense, jy weet, hoekom eerder eers na iemand soos jy toe gaan voordat jy heeltemal ontslaa raak van jou? As jy nou kyk na hierdie stoel en jy wil net 'n ander lap opsit. En ons sit net vir 'n ander lap op. Is dit baie goedkoper as om 'n nuwe een te gaan koop. Dis maar die groot ding, ou kyk na kostes en as jy hom ook oortrek, jy kan presies die lap kry wat jy wil hê. Jy gaan na 'n winkel toe gaan, jy gaan 'n stoel sien wat vir jou mooi is, maar jy gaan nie heeltemal van die lap hou nie. Dit is waar ons inkom. En Dis die lekker ding. Ja, En dan, sê. man kry weer 'n nuwe lewe en dan 10 jaar later, hopelik nie so lank nie, dan kry jy weer daai selfde stoel, dan sê jy, okay, nou gaan ons hom 'n tweede rol te lewe gee. Ja, niks in lewe bly dieselfde nie. En so ja, en party mense doen dit gereeld en party mense net eers wanneer dit 'n noodgeval is, maar ons is daar om te help. Ja. Okay, maar ek wil 'n bietjie gou my hand hierso waag. Paradise, can you give me a go? Ja. Ek wil maar net bietjie, waar moet ek skiet? Net hier so onder. Daar sy. Eina, dis my nee, ek maak net 'n grappie. Hoorie, maar hierdie is lekker en ek hou dan van hoe jy hom afrond hierso. Hou net so bietjie daar, net ook vir die mense gou gewys. Jy weet, agter hoe werk ons nou hierso? Sien jy en dan skiet jy hom nou hier vas. En dan, hulle sê mos altyd, jy wil nooit die backstage sien nie, maar jy weet die voorkant van die verhoog lyk baie mooi. Ja, en hier kan jy sien, dis nuwe rekke in, hulle is lekker styf. Pragtige nuwe rekke en ons het hom nou mooi hier voor. Man, Paradise, hierdie ouetjie gaan nou sit soos 'n spiksplinter nuwe stoel. Alla krag die ons, spiksplinter nuwe stoel. Alraight, wat's volgende? Ons gaan hom nou nog hier 'n bietjie afrond agter en ons gaan hierdie mooi opsit. Kyk nou net hoe pragtig is dit. Heester. Alraight, hierdie kussentjie is nou in. So, hoe verskil dit nou? Wat het jy toe nou daar vir ons alles ingesit? Nuwe spons? Spons is 'n baie persoonlike ding. By my huis sit ek op 'n klip en my vrou hou van die sagte een wat so wegsak. So hierdie een is so 'n kombinasie tussen die twee. Ja. Ja, so die kliënt, ons laat voor die tyd as jy wil hê ons moet doen, dan gee ons jou opsies waarop jy sit. Laat ons net weet Rarig, presies jy wil hierdie hê of jy wil hierdie hê. Dit voel vir my amper asof jy nou 'n nuwe matras ook gaan uittoets of so. Maar kan ek hom maar net gou 'n bietjie voel? Kan hy sit on it? No, you can Paradise, see. is it It's fine. already You to can, sit you can on? feel the comfort. Kyk nou net. O, daar sy nee, hierdie is nie 'n klip nie, hierdie is 'n lekker enetjie. Hier gaan ek nou 'n lekker onderhoud kan doen. So Hanu, vertel gou vir my, wat is vir jou die lekkerste deel van dit wat jy doen en hoe groot is die span saam met wie jy werk? Die lekkerste deel is presies dit wat nou met jou gebeur het. Is toe jy gaan sit en jy's gelukkig. Ja. As jy 'n stoel by 'n kliënt gaan haal en die kliënt is so sin, ek is nie seker of ek hierdie moet doen nie, want hulle kan nie self dink dat jy hom heeltemal kan oordoen nie. En as jy hom aflaai en hulle gaan sit en hulle sê dis wat ek wou gehad het. Dis wat ons wil hê. Maar jy doen ook nie net stoele en sitkamerstelle en sulke goedes nie. Wat doen jy alles? Nee, ons doen ook recliners. Van niets af kan ons hulle opbou. Ons maak hulle reg, ons ken hulle baie goed. Ons doen ook riempies. Ja, enigiets wat jy moet lap, moet oortrek op 'n meubelstuk. Daar kan ons help. Dis jou forte. Dis ons Dis ding jou daar. forte. Yes. Het jy raad vir mense wat ook dit self wil probeer? As jy dit nie gereeld doen nie, Daai laggie sit laag. dan gaan dit 'n opdraande stryd wees, jy weet. Ek het dit al probeer by 'n ou bank. Ek kry net een of ander doek of lap en dan gooi ek hom so oor. Dis plan B daai, is reg. So die beste is maar om by iemand soos julle se deur aan te klop. Yes, dis reg so. Ons doen dit elke dag. Ons weet wel om te kyk vir die regte lap om beter pryse te kry. Ons kry afslag by al ons verskaffers op lap. So ja, dis die regte plek.
Okay, so as jy oor 'n jaar of 3 kom en ons banke is dalk nou al 'n bietjie gedaan, want ek wil sê dis nie net lap nie, ons het ook hierdie pragtige leerbank. Jy sal onder andere soos hierdie ook kan doen waar die mense dan nou ook die leer kan kies wat hulle wil hê en dan Ja, ons leer leer vir nuwe lewe. Ons kry leer van Argentinië af, uit Italië uit, baie Suid-Afrikaanse leer, meer as 100 verskillende kleure en so aan waarmee ons kan help. Okay, so ek het nodig om by jou uit te kom. Waar kry ek jou in die hande vir 'n kwotasie? Die maklikste is my selfoonnommer is 061 42 49 649. Kom ek sê hom net weer. 061 42 49 649 of e-mail harmsehanu@gmail.com. En jy het ook 'n webtuiste, né? Ja, thefurniturefundi.co.za en ook as jy kyk thefurniturefundi.co.za en op Facebook. Ja. Dis maar Facebook is maar waar die meeste aktiwiteit is. Dis maar waar die dinge gaan gebeur. Okay, let's finish this boytjie up. Paradise. I want to go to paradise in the studio where the sun is shining. Well, nie so lekker soos hier buite nie. Hannie, maar dis net vir my regtig so lekker en so insiggewend geweest om weer te kan sien hoe jy te werk gaan, hoe jy in hierdie span te werk gaan. So die laaste deel wat nou moet gebeur is, ons nog 'n bietjie hierso vas trek en vas stapler en dan sit ons hierdie agterste deel op en rondom mooi af, né? Net so. Hier agter. Die agterkant wat julle nou daar buite op die televisie gesien het. Jy sien, daar sy. En dan kan ons sommer hierdie stukkie leer ook net vir my oor. Nee, ek maak net 'n grap. Dit is hoekom julle ons ouens nodig het. Ja, Dit is nie sy, sulke baie foute baie maak. dankie. Ek waardeer dat julle hierso was. Kyk uit vir Anu, gemaak by hom 'n draai en gee ook aan jou nuwe of ou meubels nuwe lewe.